Goed, nou gaan ons praat fisies oor die vermoë om spoed te kan hengel. Die heel eerste aspek moet ons na die water toe gaan, daar waar ek hengel. Gewoonlik as dit oor tempo hengel gaan, is dit gewoonlik kort afstande 35, 45, 55 meter. Nou, die eerste aspek wat jy in gedagte moet neem is, wat gaan daar voor my in die water aan? As daar 'n obstruksie in die water is en ek breek elke 4de of 5de strop af, moet ek weet, al is ek die vinnigste hengelaar in Suid-Afrika, gaan die ou wat 2de of 3de in my sone is, op daai dag my wen, want ek hengel teen 'n obstruksie met spoed, teenoor 'n ou wat met 'n oop veld voor hom hengel. So dis die eerste aspek wat ons moet onthou. Die tweede aspek is, gaan dit oor die akkuraatheid. Gewoonlik wanneer dit oor spoedhengel gaan dit nie oor akkuraatheid nie. Maar daar kom omstandighede, wanneer dit nie net oor spoed gaan nie, maar ook oor akkuraatheid. So dit tydens jou oefeninge, moet jy uitsorteer. Kan ek spoedhengel? Kan ek spoedhengel en akkuraat hengel? Is dit nodig om akkuraat te hengel? Want om akkuraat te hengel, vat tyd, dit vat siege, en jy kan nie vir 3 dae met daai tyd en siege hengel teen 'n ou wat dit nie in ag neem nie. So as dit nie nodig is om akkuraat te hengel nie, cut it out. Gaan dan net op die afstand en hengel op spoed. So fokus op die spoed, maar as akkuraatheid deel is, dan moet jy onthou spoed en akkuraatheid loop saam, so jy gaan 'n rapsie stadiger wees met jou werp en jou presentation, maar jy maak seker dat jy nog steeds jou spoed kan handhaaf. Die volgende baie belangrike punt is, gewoonlik as dit oor spoedhengel gaan, is daar 2 maniere, ek hak in of ek merk. Hier kom die tegniese aspek in. Somtyds as ek hak, verloor ek 'n minuut bytyd per stok, of as ek nie hak nie en ek merk, is dit 'n minuut dalk vinniger. So jy moet in jou oefendae gaan uitsorteer, is watter stadium van my hengel is die spoed die belangrikste? Moet ek hak of is dit net nodig om te merk? So gaan sorteer dit ook voorlopig uit. Dan die volgende punt is jou line management. Dit is baie maklik om line management toe te pas as jy gehak is. Ons almal weet hoe om dit te doen, maar as jy gemerk het byvoorbeeld, moet jy gaan baie mooi seker maak hoe jy jou line management gaan toepas. Die volgende punt waartoe ek wil gaan voordat ons by die polismanne kom, is die keepnet en dit wat rondom my skep area gebeur. Plaas jou skiepnet op so 'n plek, of hou net op so 'n plek, dat dit vir jou baie maklik is om tot by jou hounet te kom, sodat nie wanneer jy geskep het, jy 2 tree moet gee om jou vis in die net te sit nie, eider terug, links, regs, vorentoe. Jy moet fisies by jou hounet kan staan, jou vis kan skep. Die oomblik as jy die vis geskep het, gaan dit oor tyd, hoe vinnig jy hom in die hounet kan kry. By my op my hounet maak ek altyd seker, daar's 'n disgorger en 'n langbek tangetjie as dit oor spoedhengel gaan. Wanneer dit oor spoedhengel gaan, dan raak van ons 'n bietjie geniepsig met die vis en verloor ons die feit dat ons weet ons moet na bewaring toepas. So moenie gaan as jy vinnig hengel en dan in plaas van om die hoekie uit te haak om uit die visie se bek uit skeer nie. Dis nie billik nie, dis nie waaroor hierdie sport gaan nie. So kry maar vir jou disgorger, kry vir jou 'n langbek tangetjie, vir alles ons maddies hengel wat diep haak, kan jy met die langbek tangetjie vinnig uithaal en die vis insit. Kyk laat die hounet se klap mooi werk. Gewoonlik as jy 'n klein visie sit, dan bly baie van die nette se klappe toe. Nou moet jy hom druk laat die vis inval. Daai sekonde, daai buk en opstaan, dis alles wat maak dat ek stadiger word, en op die laaste dag is ek so moeg dat ek nie kan byhou nie. Ek sien lately by die oeverhengelaars maak die ouens ook gebruik van 'n landingsstasie. Dis baie oulik en mooi. Vir my werk dit nie. Ek voel ek verloor spoed deur die vis in die net te sit, op die landingsstasie uit te haak, terug te sit. 'n ander baie belangrike punt is die skep van die vis. As jy jou vis redelik aggressief kan boelie daai laaste 10 meter laat hy bo op die water aankom, verloor hy sy vermoë om te bepaal waar's diep en vlak en waar's weg en oewer se kant toe. Met ander woorde, die vis raak verward, dan is dit maklik om hom bo op die water te sleep, in die hand te vat en te skep, af te haak en in te sit. So wanneer die vis onder die water inkom, het hy daai vermoë nie verloor nie, en dan is skep gewoonlik 'n probleem. So die manier hoe jy jou vis benader moet skep, of daai besluite moet neem, gaan ek hom met die hand skep of gaan ek die net vat, dit speel alles 'n rol. Jy moenie twyfel nie, want jy gaan of daai vis verloor, en op spoedhengel is dit belangrik, jy kan nie bekostig nie. Andersins moet jy seker maak dat jy nie die vis met die hand wil skep en nou staan jy 5 minute in spartel nie, vat net die net en kry hom uit. Die volgende punt waarheen ek wil begin, wat baie belangrik is die polismanne. As jy water hengel wat daar slyk op die leader knoop vorm en jy's 'n kirkpolisman hengelaar,
gaan daai elke keer 'n sekonde of 2 van jou vat om daai kurkpoeliesmandjie af te kry om oor die sluik te gaan. Hengel dan eerder met 'n pypie. Daar's maniere terwyl jy agter die stok staan om jou poeliesmandjie hier te hak, uit te skiet en jou stok net te sak, as wat jy moet elke keer vorentoe loop en terugloop. En dan laastens, of tweede laastens, is dan die uitleg van jou omstandighede agter die pen. Die meeste hengelaars maak die fout, omdat hulle spoedhengel, is hulle besig om alles hier om hulle uit te pak, want miskien gaan ek dit nodig kry. Less is more. Jy weet wat jy geoefen het, jy weet wat het jy nodig vir daai hengelsessie, so kry net dit daar, dat jy nie jouself verward, of begin oor jou goed val, of rondskarrel nie. Dan die laaste punt wat ek wil aanspreek, dit gaan oor die oggendse voorbereiding wanneer die spoedsessie begin. Gewoonlik weet die ouens die vis byt baie en dan maak hulle 40-50 stroppe up front gereed, en die fout wat baie hengelaars maak is 'n floutie is 'n maklike ding om te hak. So ons wil die vis maak, die flouties vat. Maar dis nie die antwoord nie, want as die vis nie die flouties regtig soek nie, gaan jy baie visse aan die kant van die kop hak, en dit gaan maak dat jy vis meer verloor. So jy forceer die vis om aas op te tel wat hulle nie wil hê nie, want hulle is baie daar. Vat dan liewer jou tyd en sit deegies by die water op, as wat jy 40 stroppe met flouties vooraf gaan hak. 'n ander punt, en dit het ek self by Noordeinde meer 1 jaar beleef, ons het ook 40-50 stroppe opgemaak en water toe gevat, maar toe besef ek, daai reeds opgemaakte stroppe vat 2 of 3 minute langer voor hulle byt as die vars opgemaakte strop. So vanmiddag het ek 40 maal 2 minute verloor, omdat ek vanoggend indirek 40 stroppe se laai gewen het. So dis goedjies wat jy in jou kop moet gaan uitsorteer. Gaan kyk na die klip-on swibeltjie wat jy gebruik. As dit oor spoedhengel gaan, daai ronde hakkie wat net intrek is baie meer sagter op jou naels, want om met gebarste naels of geskeurde naels te probeer die klip-on oop en toemaak elke keer, dit raak seer en pyn maak dat jy vermy om 'n ding te wil doen wat jou weer stadiger gaan maak. So daar's 'n groot mondering rondom spoedhengel wat in totaliteit in ag geneem moet word. Maar as jy nie 'n spoedhengelaar is nie, aanvaar om 3de en 4de te kom, want volgende jaar is die tegniese aspek die kern waaroor dit gaan, en dan is dit weer jou beurt. Dan kry die ou wat die spoedhengel gedoen het, hy moet dan weer die 3de of 4de plek aanvaar.